Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een keer terwyl Dawid en sy manne besig was om te veg, sê die woord in 1 Samuel 30, het die Amalekiete die stad ingeneem, hulle huise verbrand en hulle vrouens en kinders gevange geneem en weggevoer. En toe daar 3 dinge gebeur. Eerstens het Dawid se leer geween. Tweedens het hulle na Dawid gekyk vir leiding. En derdens het Dawid God geraadpleeg in vers 8 en gesê, sal ek hierdie bende agterna jag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Daar is 4 belangrike dinge wat 'n mens uit hierdie gedeelte leer. Die eerste ding is, Satan sal altyd probeer om jou geliefdes aan te val, om so by jou uit te kom. Dit kan iets wees soos jou man wat sy werk verloor het, of iemand wat skielik siek raak, of dalk spanning in jou gesin. Wees waaksaam en vra God om jou te help om die aanvalle wat van die vyand afkom raak te sien, sodat jy jouself daarteen kan verdedig. Die tweede ding, wees lief vir mense, maar maak slegs staat op God. Dieselfde mense wat daardie dag aan Dawid se sy geveg het heeltemal teen hom gedraai. Maak dus seker dat jy jou vertroue in God sit en nie in mense nie, want mense kan vinnig teen jou draai. Die derde ding, praat met God oor die omstandighede. Vers 6 sê, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. As jy vinnig moedeloos wil raak, praat dan die heeltyd negatief oor jou situasie. Maar as jy moed wil hê, praat met God wat jou situasie kan verander. Dan die laaste ding, God kan vir jou teruggee wat jy verloor het. God het vir Dawid gesê in vers 8, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. God het vir Dawid gesê, hulle sal hulle inhaal en alles terugkry. En wat God daardie dag vir Dawid en sy manne gedoen het, sal hy vir jou ook doen, as jy hom soek. Here, vandag bid ek vir 'n 7voudige herstel van alles wat die vyand van my geneem het. Ek sit vandag my vertroue en geloof in U vir 'n oop deur van volkome herstel. In Jesus naam bid ek dit. Amen.